Goed, goeiemôre aan elkeen van julle. Dan Johanna en julle as kinders en familie, ons wil net opnuut ons innige meegevoel betuig met die afsterwe van oom Piet. Hy was 'n geliefde onder ons gewees. Ek het hom al die tyd wat ek hier was, die 31 jaar leer ken, en hy het gesê, en wat hy sê moet jy doen, en hy het gesê hierdie diens mag nie langer as 'n halfuur wees nie. So ek is onder geweldige druk, maar ons ken oom Piet, ons ken sy grappies, sy humorsin, en daarom kan ons dit ook in hierdie gees en gesindheid dan doen. Mag die Here deur sy woord en deur sy gees vir julle werklik bemoedig en versterk ook in hierdie oggend. Ek gaan nou die familiebriewe aan julle voorlees en die huldeblyke wat daar is. Daar is net 2 sekerhede in die lewe. Jy moet gebore word om te kan leef, en jy moet sterf om te kan leef. Vir 91 jaar het hy sy pad voluit en doelbewus geloop, en vir 68 jaar was hy 'n toegewyde eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n oupa grootjie. As bankamptenaar het hy sy beroep met integriteit uitgeleef en diep spore gelaat in die gemeenskappe waarin hy gedien het. Hy was 'n loyale vriend en 'n entoesiastiese sportman. Mense het dikwels gespot en gesê dat bankamptenare dom kinders en stikkende meubels het. Maar wat ons gehad het, was iets oneindig kosbaarder. My pa het by die huis ingestap, my ma het rustig gevra, waarheen en wanneer. En dan het ons getrek, sonder drama, sonder trane, en ons harte oopgemaak om weer wortel te skiet in 'n nuwe dorp. My pa en ma was gedigte en onbaatsigtige karperde wat in dieselfde juk getrek het. So leer 'n mens aanpas, nie uit boeke nie, maar uit die lewe self. Ons het dit eerstehands beleef. Ons het gesien hoe 'n mens met moed, kalmte en waardigheid vorentoe beweeg. Daardie les, daardie voorbeeld dra ons vandag nog saam. Dankie daarvoor, papa en mamma. Vir ons dogters was hy 'n voorbeeld om na op te kyk. Hy het ons die geleentheid gegee om te studeer, en ons kon altyd staat maak op sy aanmoedigings en onvoorwaardelike ondersteuning. Vir die kleinseuns was hy die see-oupa by sy seeplaas. Met groot geduld het hy sy kennis gedeel en hulle vermaak met sy stories. Herinneringe wat vir altyd sal voortleef. Hy laat 'n ryke nalatenskap van herinneringe agter en leef voort deur sy eggenoot, dogters, kleinseuns en agterkleinkinders. Ons gaan jou baie mis. Tot weersiens, Piet, pa, oupa, oubees. Die huldeblyke van Karen. Papa, my go-to person, altyd reguit, skiet uit die heup uit, 'n mens, sportman gees, of note, no grey areas, love you to the moon and back. Van Frik, Santa en Liesel. Pieter, ons ou maat, na 60 jaar van opregte vriendskap het jy ons verlaat. Ons sal jou onthou vir jou omgee en jou liefde, vir vakansies by die see en vir die spore wat jy in ons lewens gelaat het. Wat ons diep geraak het, was jou sterk geloof, jou liefde as pa, jou eerlikheid en nederigheid, jou opregte liefde vir jou medemens en jou onwrikbare toewyding aan jou gesin. Jy het 'n besondere sin vir humor gehad en ons altyd so lekker laat lag. Dankie, Pieter.
Dan van Kitty, ek hoop ek sê dit reg, of is dit Kitty? Julle sal weet wie dit is. Ek onthou al die seeplaas stappies na Rubbish Bay. Ek het nie geweet daar is so 'n plekkie. Piet het my geleer om agteruit na die swart tobie neste te stap, om nie die kuikens te versteur nie. Hy het vir my die seemeeu se eiers en kuikens gewys. Piet met sy rooi hoedjie en sy liefde vir die see. Hy was 'n man van min woorde en vir meer as 60 jaar getroue en waardevolle vriend. Van Gys, as bankbestuurder was hy altyd beskikbaar om te help en hy het seker gemaak dat die diens aan die bank se kliënte altyd die beste was. Die kliënt het altyd eerste gekom. En dan die Methuselahs, ek dink dit is die golfmanne, nee? Ja. Pietie was one of the first committee members, our treasurer for many years, and an honorary member. He was a man of integrity and deep respected by those who knew him. We enjoyed playing golf with him. Rest in peace, Pietie. En dan die Meyer nasate, oom Piet was die tweede jongste seun uit 6 broers en 4 susters. Hy was ons oom, maar ook ons vriend. Oom Piet, ons sal jou humor altyd onthou. En dan die Heidebaai vriende, ons sal nooit oom Piet se sêgoed en kwinkslae vergeet nie. Oom Piet het dit altyd so geniet om op Piet se spot te kamp. Dit was onmoontlik om nader aan die see te kamp as daardie plek. Kom ons word ook stil in gebed. Here, ons bring vanoggend aan U die lof en die dank en die eer vir oom Piet se lewe. Dankie Here dat U hom tot hierdie rype ouderdom gespaar het. Dankie vir U goedheid en U sorg in sy lewe. Dat hy dit kon ervaar ten spyte van siekte en ongemak. Dankie dat ons weet dat hy U geken het en U gedien het, dat hy U kind is. Dankie vir die mooi herinneringe wat hulle as familie ook met hulle kan saamdra op die pad vorentoe. Here, open vanoggend maar net opnuut ons harte vir U liefde en U teenwoordigheid en U krag en U genade wat vir ons almal genoeg is. Here, wil U elkeen vertroos en versterk soos U weet elkeen dit nodig het. En dankie Here vir geleenthede soos hierdie waar ons U woord het, waar U vir ons hoop kom gee, waarin ons kan vashou in tye soos hierdie. Skenk ons nou U vrede in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil vanoggend aan die hand van Openbaring net sekere gedagtes deurgee, sonder om veel daaroor te preek, maar net te lees wat ons daarin lees. Want in Openbaring het ons 'n troosboodskap, 'n troosboek. Want daarin word ek en jy verseker van wie Jesus is en word ons herinner aan al sy beloftes wat hy aan ons gemaak het, waaraan ek en jy kan vashou in hierdie tye, waarin ek en jy kan vashou wanneer ons met die werklikheid van die dood te doen kry. In hierdie gedeeltes wat ek gaan lees, sal julle hoor, daar is talle oorwinningsbeloftes wat aan gelowiges gemaak word, wat volhard tot die einde toe. Dikwels ten spyte van baie slegte omstandighede.
Ons weet dat oom Piet so iemand was, wat tot die einde volhard het. Vasgehou het aan dit wat hy geglo het. En wat hy van kindsbeen af geleer het, soos wat Paulus vir Timoteus sê, hy daaraan vasgehou. En as dit die een boodskap van Openbaring is, waaraan ek en jy moet vashou, dan is dit. Ons moet vashou. Ons moet vashou. Daar's 'n geweldige poging om jou en my te laat los. En dit gebeur deur 'n klomp fopnuus waarmee ek en jy elke dag bestook word. En ons moet nie dink dis onskuldig nie. Dis om jou en my afvallig te maak. Want sien, kyk, dink net by jouself. Al hierdie goed wat ons lees en hoor en sien, dat ons 'n houding inneem van, ek weet nie meer wat om te glo nie. Selfs die waarheid begin ons aan twyfel. Want wat kan ek nou glo? Is dit nog die waarheid? Sien? Waarheen is dit op pad? Om jou en my te laat twyfel in dit wat ons glo, en dit wat ons van kleintyd af geleer is, en wat ons vasglo op grond van God se woord. Hierdie goed word so vir ons elke dag gevoer. En ons weet nie meer wat om te glo nie. Dit saai twyfel in God se woord en in die waarheid van sy woord. Oom Piet was iemand wat volhard het, wat vasgehou het aan die waarheid van die woord, aan die beloftes van die Here, en hy het sy lewe daarop gebou. Dit was sy anker, dit was sy hoop, dit was sy vrede, dit was sy troos, dit was sy verwagting op grond van God se woord. En al wat ek wil doen, is om julle nou te neem na Openbaring, om te luister na hoe ek en jy opgeroep word om vas te hou, en hoe daar wonderlike beloftes gemaak word aan elkeen wat vashou. Want die Here Jesus het geweet, dit gaan nodig wees. So nodig dat hy mos gesê het, sal ek ooit nog geloof op hierdie aarde vind wanneer ek weer kom. Ek lees vir julle, en ek gaan nie veel daaroor uitbrei nie, net die eerste 4 hoofstukke, nie die hele hoofstukke, al die hoofstukke nie, maar enkele verse daaruit. Kom ons luister daarna. Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor, en wat dit ter harte neem, nie net hoor nie, ter harte neem, dit wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Jesus sê vir Johannes, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is, en hy wat was, en hy wat kom, die Almagtige. Dis wie ek is. En dis ek wat met jou praat. Dis hy wat toe aan Johannes verskyn. En Johannes deel vir ons dit wat hy ervaar het op daardie oomblik. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval
en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek. Die eerste en die laaste. Die lewende. Ek was dood. En kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Dis wie ek is. En dan het hy aan Johannes vir die 7 gemeentes 'n brief laat skryf vir elkeen. En aan elkeen word daar sekere beloftes gemaak, aan elkeen van die 7 gemeentes word dieselfde dinge net in ander woorde amper gesê. Ons lees daar, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Die eerste belofte. Wanneer ons hoor van die boom van die lewe, dan weet ons as ons teruggaan na die begin van die Bybel, daar in die tuin Eden was daar 2 bome. Daar was die boom van die lewe en dan was daar die boom van kennis. En die mens het die boom van kennis gekies. Wat het die slang vir Eva gesê? Dan sal julle al die kennis hê, net soveel weet as God. Dis wat hulle gekies het. Die boom van kennis. Vandag is dit steeds die belangrikste boom vir die mensdom. Kyk maar, die soeke na kennis. Nie om te onderskei tussen goed en kwaad nie, soos waaroor dit gaan nie, maar om te vernietig, om af te breek. Jesus kom met die belofte en hy sê, jy gaan weer van die boom van die lewe eet. Met ander woorde, jy gaan weer terug wees in die paradys. Jy gaan weer terug wees daar in die tuin waar jy hoort waarvoor jy geskep is. En jy gaan eet van die boom van die lewe hierdie keer. Dis die belofte. Waaraan ek en jy kan vashou. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi sodat julle in beproewing sal kom. Hoekom in beproewing kom? Want jy gaan voel jy sit onskuldig daar. Dis onregverdig. Hoekom keer die Here dit nie? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Julle moet dit verwag. Dit gaan gebeur. Dit gaan kom. Maar bly jy getrou tot die dood toe. En ek sal jou die lewe as kroon gee. Hou jy vas. Elkeen wat kan hoor, die word weer beklemtoon, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie.
Jy gaan sterf op aarde. Jy gaan sterf, met hierdie liggaam van jou gaan sterf. Maar jy gaan nie die geestelike dood, die tweede dood, die lewe sonder God se teenwoordigheid, deur dit getref word nie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Weereens word dit gesê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. Want julle onthou die manna in die woestyn wat God voorsien het, wat die volk nooit tevore gesien het nie geweet het wat is hierdie nie. God sê, ek sal weer eendag vir jou gee wat jy nodig het. Ek sal in jou behoeftes voorsien. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Julle gaan weer gevoed word soos ek die volk gevoed het met manna, sal ek vir julle voorsien en sorg. En daarby sal ek vir die persoon wat die oorwinning behaal, 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Soos 'n uitnodigingskaartjie wat jy gaan wys. Hierdie wit klippie, dit was die gebruik. Dis soos 'n uitnodigingskaartjie met jou naam daarop, wat sê, jy is skoon gewas. Jy het geglo in Jesus Christus. Daarom is jy welkom, kan jy inkom. Jy het hierdie wit steentjie. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhard om te doen wat ek wil hê, nie wat die wêreld sê nie, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle soos kleipotte stukkend slaan. En die wêreld sal skree, hoe liefdeloos. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. 'n Nuwe dag sal aanbreek vir jou. Jy wat die oorwinning behaal, wat vasgehou het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. U sien, daar was in daardie tyd 'n register gehou en burgers se name is opgeskryf en as hy gesterf het, is sy naam verwyder. En nou kom Jesus en hy sê, in my koninkryk sal jou naam nooit uitgehaal word nie. Al sterf jy, jy sal lewe. Jou naam sal nie verwyder word uit die boek van die lewe nie, want jy gaan vir ewig lewe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Philadelphia was bekend vir aardskuddings, wat hulle ervaar het, aardbewings, vulkaanuitbarstings.
En hulle was gewoond daaraan, hulle moes uit die tempel, uit die stad uitvlug en in die vlaktes gaan in daardie tye. En nou sê die Here juis vir hierdie gelowiges, julle sal nie meer hoef te vlug nie. Julle sal soos pilare in die tempel wees, in die stad van God. Julle sal nie hoef uit te vlug na buite die stad, na buite die tempel nie. Julle gaan daar binne wees. Dit was 'n geweldige eerbetoon in daardie tyd is 'n persoon se naam op een van hierdie pilare in die tempel geskryf was vir uitsonderlike diens wat hy gelewer het. So sê Jesus, sal jou naam op een van hierdie pilare uitgegraveer wees vir altyd. Dis waar jy sal tuis wees. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Nou is my halfuur verby. Al wat ek wil sê is, hierdie beloftes moet ek en jy aan vashou. Ons moet vashou aan Jesus, aan sy offer, aan sy vryspraak, sy woord, sy beloftes, sy wapenrusting en alles wat hy ons geleer het. Meer as ooit. Want die wat die oorwinning behaal, die wat dit bly vashou, sal deel in al hierdie beloftes wat Jesus self aan ons gegee het en waarin ons weet oom Piet ook geglo het dat hy daarin sal deel. 1 Korintiërs 2 vers 9 verseker vir jou en my, net dit en dan is ek klaar. Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Laat ons dit altyd onthou, glo en vashou. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, u woord wat oor en oor vir ons wil kom verseker dat u beloftes waar en vas is en dat dit presies so sal gebeur soos wat u sê. En daarom, Here, in hierdie tye van onsekerheid, verwarring, waar ons gebombardeer word met soveel fopnuus, gee vir ons die gees van onderskeiding. Here, dat ons sal kan vashou aan u waarheid, die waarheid van u woord, sodat ons lewe daarvolgens sal inrig, en ons hoop daarop sal vestig, en ons oë daarop sal rig, sodat ons koppe kan oplig, en met moed en krag en ywer, die lewenspad hier op aarde kan voortsit. Dankie, Here, vir hierdie hoop, hierdie troos, hierdie vrede, wat u ook in hierdie oggend vir ons gee. Dankie dat ons weet, dat hierdie vrede wat u vir ons gee in die woord, ook vir Tannie Johanna en vir hulle as familie op die pad vorentoe sal dra en sal versterk. Dankie vir die woord. Dankie dat u by ons is. Dankie dat u Gees ons vertroos en versterk, soos net hy dit kan doen. Ons loof u naam. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die bedankings wat gedoen sal word vir Haggie, die skoonseun, en dan ook vir Stefan, die kleinseun, wat daarna 'n woord sal sê. Hy is aan. Hy is aan.
Hy is aan, ek dink hy maar net praat. Ons wil graag opreg dank en waardering uitspreek aan Dominee Meyer vir die diens gelei. Baie dankie Dominee. Die koster Wanda vir die so sorgvuldige voorbereiding van die kerk en die saal. Dr. Du Plessis vir 40 jaar na pa se gesondheid omgesien het. Vir Willem Fourie van die Oos-Kaap Begrafnisdiens, Willem, jou en jou span ook baie dankie vir 'n baie professionele diens gelewer. Ons waardeer dit opreg. As ook familie en vriende wat hul belangstelling, ondersteuning en teenwoordigheid en selfs eetgoed gebring het vir ons. Maar is vir ons 'n sprekende voorbeeld van 'n eggenote wat die huweliksformulier daadwerklik uitgeleef het. In voorspoed en teëspoed, in rykdom en armoede, siekte, gesondheid, liefde en te koester, tot die dood ons skei. Daar word dikwels gesê, agter elke suksesvolle man staan daar 'n sterk vrou. Ma het pa deurgangs bygestaan in sy loopbaan van bankamptenaar. Ma, jy het jou eie werk prysgegee, huis opgepak en saam met pa wortel gelig en julle telkens weer in 'n nuwe dorp gevestig. Ma was selfs eienaar-bouer van 3 huise. Ma en pa het 3 suksesvolle dogters grootgemaak. Met oorgawe het ma betrokke geraak by die gemeenskap en saam het julle lewenslange vriendskappe gesmee. Toe pa bankinspekteur word, het ma vir jare uit 'n tas geleef. Ma het vir pa en Robbie welstand ongesien en selfs in 'n hotelkamer huislik gemaak. Ma het nie in die hotelkamer gesit en getop nie. Ma het uitgegaan, mense opgehef en diensbare geleef. Al was dit net om die hare van inwoners in 'n ouer huis te was. Saam met julle gemeenskap reg deur Suid-Afrika leer ken, baie vreugde gedeel en ook 'n paar ontberinge beleef. Na pa se beroerte in 2006 was ma sy verpleegster, sy fisioterapeut en 'n beste spreekterapeut. Met die laaste beroerte op 16 Desember het ma nooit sy verlaat nie. Met groot liefde, toewyding, het ma hom versorg en sy wens om tuis verpleeg te word tot met sy afsterwe moontlik gemaak. Ma, sy lewe en pa sy eggenote was een van die onselfsugtigste diens, standvastige liefde en stille krag. Ons bedank maar daarvoor. Baie dankie. Goed, Stefan. Apologies, I was educated in my second home language, which is English, so unfortunately you're stuck with the SOTI today. Morning everyone. On behalf of the family who cannot be here, I just want to thank Talina Net and Hagi for always being there for Opa Piet and Oma Johanna. If there was a pipe to be fixed, a box that needed to carry, or a coffee for a quick keir,
you were there. Thank you for always being willing and ready to be the hands, the feet, the eyes, and the ears of the family. Oom Haggie, you have been reliable and strong during the tough times. Taline Net, you have been kind, nurturing, and present when we needed help the most. This truly shows Oupa's strength, being passed down as he was always a pillar of wisdom mixed with humor and a warm, friendly embrace. Thank you for being there when we couldn't. We love you and appreciate you. Thank you. Baie dankie Stefan. Ons gaan nou die oorwinningslied. Ons kan nie anders as ons dit wat ons gehoor het in hierdie oggend die oorwinningslied ook nou saam te sing nie. Ons volg die lirieke van Piet Smit daar op die skerm. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas was hy voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan.
bespreek is, gaan ons eers by die naaste, jy is verskoon, gaan ons net vir die naaste familie dan geleentheid gee om eers die gebou te verlaat en daarna volg ons almal dan ook vir hulle. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe met sy vrede in julle harte. Mag nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.